Weet jy, ek gedink ek gaan het los, maar ek gaan nie. Want is nou net bevestig dat die Here is besig om ons te praat en ek wil nie ongehoorsaam wees nie. Ek gaan nie veel tyd opvat nie, ek gaan nie eens die hele gedeelte lees nie. Maar ek wil vanoggend vir u, ons almal ken die storie van die berg van Karmel. Toe die Baal profete uitgedaag is. En terwyl ek in die vroeë oggendure vanoggend in my kantoor sit en ek besig raak met die Here en ek wou hier die hele gedeelte gelees het, maar ek gaan net die vers lees wat ek met jou wil praat oor. In 1 Konings 18, 1 Kings 18. As jy nie die storie ken nie, gaan lees dit gerus vanmiddag, vanoggend as jy by die huis kom, ter agtergrond. Maar Elia kom en hy daag die Baal profeet uit. En die gedeelte, julle weet waar het gaan, ek gaan vir jou lees, 1 Konings 18, dan gaan jy vers 21 vir jou lees. Hy sê, hulle het nou die Baal profeet het hulle kabel gekies, hulle hom geslag, hulle hom geoffer, hulle het wat ook al hulle gedoen het, hulle het rondgedans en geskree, en wat seker soos hoeligans verkeerde gegaan, maar daar was geen antwoord nie. En Elia kom en hy spot met hulle en hy sê, kom gooi water op, so met die vierkant, kom gooi op. En hy roep na God wat leef. En God antwoord met vuur. Maar my vers, wat ek vir jou wil lees. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lang hink julle op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. En die gedeelte wat ek vir jou wil uithou en voorhou, is hoe lank hink julle op 2 gedagtes? Ek wonder, as ek so kyk in die kerke wêreld, nou hoeveel mense sit vandag in God se huis, wat al baie van God gesien het, wat al wonders gesien het, wat al God se hand gesien manifesteer het, maar nog genooi. En ek gaan nou terug na laaste week toe, het hulle gesê, Here, ek klim in die kruiwagen. Want soos ek gesê, dis een ding om te glo, dis 'n ander saak om te vertrou. Jy het al preke gehoor, jy het wonderwerke gesien, jy het die teenwoordigheid van God gevoel, soos dit vanoggend hier tasbaar is. Jy het trane gehuil en aanbid, maar nog steeds kind van God, staan jy een kant, en jy kyk, maar dis al wat jy doen. Toe die Here met vuur uit die hemel antwoord, op die dag van Pinkster, het die vuur nie op berg Karmel geval nie, die vuur het op mense geval. Die altaar het verskuif van die altaar af na die mens toe. Want die woord leer my dat ek en jy is die tempel van God se gees. En hoor my mooi kind van God, Pinkster is nie gewees om in die oppersaal te bly nie. Wie wat die Here gee jou, die Here vul jou met 'n rede kind van God.
You cannot stand in the corner with idle hands. Want God soek manne en vroue wat bereid is om te sê, Here, hier's ek. Here, ek wil. Here, ek sal. Maar jy sien, ons is bang om te commit. Jy luister. Hoeveel keer het ons al gehoor in hierdie kerk, spesifiek, hoe die Here met ons praat, en die Here sê, ek sal vir jou deurkom, ek sal jou help, ek sal jou help, my ma het nou weer gesê, dat die Here het van gesê, ek sal, but you need to honor me. Maar dan verkies ek nog steeds om een kant te staan, wat ek is bang vir die commitment. En weet jy wat? Dit is presies waar Israel was, op die berg van Karmel. Want hulle was daar, hulle het geweet wie God is, maar hulle harte was verdeel. Want weet jy wat? As dit nie verdeel was nie, sou hulle dadelik geantwoord het. En hoeveel keer, kind van God, praat die Here met jou met my, en jy staan, God praat, maar jy staan, woordloos, sonder om iets te sê, without even acknowledging what God is saying to you. En ek wil vir jou die vraag vra, wat Elia gevra het, hoekom hinker jy nog in twee gedagtes? Kan jy nie sien wat God gedoen het nie? Pinkster is nie vir toeskouers nie, hoor. Die woord van God is nie vir toeskouers nie. It's to become part of this. Om deel te word van dit. Elia vra, hoe lang hink jy op twee gedagtes? Met ander woorde, hoe lang wil jy nog 'n halwe lewe vir God? En ek sê dankie dat maar vanoggend dit bevestig het. Want weet jy wat, die Here praat, en die Here praat, en die Here praat, en ek weet nie wanneer die Here gaan ophou praat nie, en ek dank God dat hy nie sal ophou praat nie, maar kan ons nie op 'n plek kom in ons lewe, kind van God, wat ons sal, waar amen sal sê, ja Here, ek luister nie. Ons praat oor Pinkster, ons praat oor die vuur, oor die Heilige Gees, oor tale die krag. Maar weet jy wat, kind van God, die Heilige Gees is op jou gesit, in jou lewe geplaas, sodat jy kan staan en kyk nie. Hy is gestuur om te verander, maar hier is die ding, as jy hier in die hoekie staan, en jy weier om in te klim, en ek vir jou sê, hy gaan jou nie forceer nie, hy gaan jou in die kuif gryp en jou in sleep nie, hy gaan vir jou wag tot jy sê, ja Here, ek gee oor. But you see, hoor my mooi, we need to get in, we need to start worshiping, we need to start looking and seeking Him. Maar weet jy wat, dit is geen ding om langs die vuur te staan en warm te word, maar dit is 'n ander ding, om deur die vuur aan die brand gesteek te word. Maar die probleem vandag, is dat, ek het in my mooiste Engels gesê, people became happy to become church people. Ek wil net 'n kerkmens wees. Dis al wat ek wil doen, ek wil niks meer doen nie. Maar jy sien, die probleem vandag, ons ken te veel liede en koortjies, en ons ken die taal van 'n Christen, en ons ken hoe die diens te werk, maar hier is die ding, kind van God, waar is die vuur op die altaar? Vir die wat by die bidhuur was, die eerste keer toe ons begin in die jaar met ons bidhuur, sal weet wat ek nou sê.
Want ek het juist hierdie gedeelte gelees, kan jy dit bring? Want jy sien, die vuur is daar van God af. Hy is reg om te antwoord met vuur. Maar weet jy wat is die probleem? Die altaar lê in skerwe. Elia moes eers die altaar herbou. Die woord sê vir ons 1 Konings 18:30, hy sê, toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van die Here herstel, wat afgebreek is. Die altaar moes eens reggemaak word. En hierso is die probleem in die kerk vandag. En jy mooi hoor, jou altaar lê in skerwe. Jy wil die vuur hê. Ons wil God se hand hê. Ons wil hê dit moet roer, ons wil hê die vuur moet brand. But I'm not willing to restore my altar. En dit is tyd dat jy jou altaar sal begin herstel. Want jy sien, die altaar praat van 'n paar dinge in jou lewe. Dit praat van jou gebedslewe, dit praat van jou oorgawe, jou heiligheid, jou tyd met God, jou intimiteit met hom. As daar nie 'n altaar is nie, hoe doen jy dit? Hoe werk dit van God? Die altaar praat van jou verhouding, hoe jy uitverkoop is teenoor hom. Want hoor my mooi, en ek wil nou nie vanoggend sonde preek nie, maar hoor my mooi, jy kan nie, ek sê dit weer, jy kan nie die hele week vol van die wêreld wees, en Sondag in die kerk instap, en dan sê, o Here, ek soek die vuur nie. Jy kan nie God in hierdie wêreld dien nie. Maar die mense dink hulle kan, dis fyn, ons kan dit doen. En dan wonder ons, waar is die vuur? Waar is die krag van die Heilige Gees? Ek wil vandag vir jou sê, God is nog steeds, gister tot in ewigheid dieselfde. Hy is en bly dieselfde. En hy is die een wat die Gees uitstort. Hy is die een wat nou nog mense vul. Wil jy sien, nou kom ons op daar soos vandag, en ek wil nou nie kerke uitsonder nie, maar dan wil ons nou 'n showbesigheid aansit. Because it's Pentecost Sunday. Ons wil nou die wêreld aan die brand kry, en ons wil dinge kom doen, en al hierdie goeders. Die woord sê met hierdie gedeelte wat ons gelees het, sê hy die Baalprofiete en nadat het hulle te kere gegaan. Because they couldn't get the fire burning. Maar weet jy wat? Want die God wat ek dien, is nie 'n God van aangeplakte besigheid. Hy het nie nodig gehad om 'n dansie te doen. My first dansie te doen is ons nie van sy nie. Dit was nie nodig om iets stupids te doen nie. Dit was nie nodig, hy het nie nodig gehad om die Israeliete op te sweep nie. Want jy sien, dis die probleem op baie kerke vandag. It's all about getting people hyped up, getting them in the moment. Ek het gisterand weer gehoor, let's stay in the moment. God is not a moment. Hy het gesê, ek roep na die God van Abraham, van Isak en Jakob, en Here sal u laat sien, hierdie mense laat sien dat u die ware God is. U weet vir my so mooi, dit is, ek hou van hierdie vers. Daarop het die vuur van die Here neergeval uit die hemel. Hy het nie rondom probeer dinge doen om het te kry nie. He just called to the God of Abraham, Isaac en Jacob. Amen. En wat sê die Here? Roep my aan en ek sal jou uitbring. En hoor my kind van God, if you want it badly enough,
secret van hom. Ons almal wil mense, en ek verskoon my, ek wil nie dit lelik klink of neerhalend wees toe aan 'n plekke nie, maar hoor my mooi. Ek gaan myself gebruik as 'n voorbeeld. Op die ouderdom, ek weet van baie mense wat op baie jong ouderdom gevul was met die Heilige Gees. Ek weet van kinders wat gevul met die Heilige Gees toen hulle 9 jaar oud was. Ek was nie so bevoorreg nie. Maar weet jy wat? As jy dit van God al wil hê, en jy verlang dit na hom, en jy soek dit, en jy vra dit van hom af, sal hy vir jou gee. Ek was 16, wanneer is paar gelede, 17 jaar oud gewees, 16 jaar oud. En ek het hier moest gegaan. In Prins Trotsland, in Brand. Ons verbid hier gehad en ons altyd in die bidkamer gaan sit en die kant was die bidkamer en die kant was die aantrekking vir die mense wat gaan doen. Maar dit was oop. En almal het gaan bid en gekniel en ek het een kant in die hoekie gaan sit. En ek het my knie gaan buig voor God wat leef en ek het gesê, Here, U ken my hart. Ek weet ek kan nie sonder U nie. Ek weet ek wil nie sonder U Gees nie. En ek smag na die invulling van die Heilige Gees. En sonder dat enige iemand 'n vinger op my gelê, het God my gevul met sy Gees. Ek het nie 'n probleem daarmee as mense vir mense beveel van glad nie. Maar hoor my mooi, you don't need a man to touch you, gevul by the Holy Spirit. Want jy sien, dis nou hier wanneer die dinge kom en die manne onderste boor dat val en stoot en ek het al gelijk, ek verstaan, ek was een stuk op school geweest, as jy my stoot moet jy vat dan. Because ek het al een paar gevallen gehad met die klein doen. En weet wat, ek is sorry. Doesn't work. Wanneer God my voet onder my staan, is dit anders al. Maar dit is nie 'n show besigheid nie. En ek wil vir jou sê, kind van God, ek wil nie regtig baie verder en veel langer in nie, maar ek wil vir jou sê, as jy 'n invulling van God se Gees wil hê, eerstens moet jy dit verlang van hom. En as jy dit regtig soek, sal God dit vir jou gee. Hierdie twee jong mense wat nou so maande wat terug hier ons was, Elisha en haar man, wat sy naam Jan. By die konferensie waar hulle gebid vir die vulling van die Heilige Gees. En die hele storie en almal bid en wonderlik. Wie het gebeur? Saterdag aand toe hulle by die huis kom in hulle kamer en hulle bid voor hulle gaan slaap, toe volg God daai man en sy vrou. Met die Heilige Gees. You don't need to be touched, my man. You need to be touched by God. Amen. Maar jy sien, dit is wanneer die vuur van die altaar af verskyn na jou. Maar die vuur word op jou lewe gelaai, kind van God, sodat jy in die hoekie kan staan en brand nie. You need to get up, and you need to do what God needs you to do, because you've been called for a purpose. Ons is nie hier om net mooi te lyk nie. Want jy kry ons wanneer die manne, hulle wil net nie so klop om aan moet in die kerk. Maar weet jy, kom ons raak betrokke, kom ons raak ernstig. Want jy sien, hier is die ding. Kyk, Pinkster is vir baie mense baie vreemd. Ek weet, baie ons in kerk, hulle dink nie toe hou met hulle. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar is geen gevaarlike plek om te wees in jou lewe, as wat jy God dien, sonder vuur, sonder krag nie. Want weet jy wat, dit is 'n probleem, as jy vir jare lang in 'n kerk sit, maar God het jy nog nooit verander nie. Dit is 'n probleem, maar want het sê vir my een ding, jy het nog nie gesê, Here, ek vertrou nie.
Ek klim in die kruiwagen. Daai storie hond my, want weet jy wat, elke dag van my lewe, kom dit by my op, as ek opstaan nie op en sê, Here, vanoggend, klim ek in die kruiwagen. Let me walk with you. Let me go where you lead me to go. En dan moet jy nou nie doen wat sommige mense doen. Moet nie uit die kruiwagen uitklim as jy enige klim. As jy sien oor die Hangwire Road, en jy is halfpad oor die weg, en jy klim uit, it's a long way down. It's a long way down. En hoor my mooi, ek wil vir jou sê, my geestelike lewe is meer belangriker as enige iets. En ek hoop dit is so vir jou ook. Weet jy wat ons moet vergeet? En ek weet, ek was self daar. Ek is seker baie mense sal my stem. Jy sit met vrae, jy sit met antwoorde, jy sit met seer. En jy verstaan nie hoekom nie. Maar weet jy wat? Skuif jou seer een kant toe. Maar weet jy wat, jou skaars en jou letsels wat jy het, wys vir die wêreld, dat jy 'n verlede het. Maar hoor my mooi, die skaars wat Christus dra, wys dat daar 'n toekoms is. Vir jou. Because he wouldn't have died, if he were not living. En weet nie, ek wil veel meer sê nie. En wat kind van God, die Here vra nie veel nie. People don't understand God completely. Maar die Here vra nie vir perfekte mense nie. Want kan ek jou een ding sê, as ek gevra vir perfekte mense, kom ek nie vandag hier staan nie. Maar baie maal dink ek, Here, ek is dit nie werk nie. I'm not worthy to be here. Maar weet jy wat? Hy vra nie vir perfekte mense nie. Hy vra nie vir slim mense nie. Hy vra nie vir famous people nie. Ek het iets in hierdie week gelees, wat sê, if you want the platform, you can have it. I'll take the altar. Want dit is daar, waar het saak maak. Dit is daar waar God jou ontmoet. En hoor my mooi kind van God, die Gees, die Heilige Gees, is gestuur, dankie Bram, is gestuur, sodat jy verander kan word. Maar soos ons nou gesing het, we need to forget about ourselves. We need to concentrate on Him. We need to worship Him. Van Hy is die een. Weet jy, my kop hardloop nou na rigting, toe hulle die Christene gevang het, en in 'n arena gejaag het, dat hulle weer 100 Jews opgevreed word. Kan jy dink, hoe ons dit voel? Kan jy dink wat hulle ons deurgaan? But you know what? They died for a purpose. They died for a reason. En ek wil vir iemand in die plek sê, jou seer is nog seer, maar is vir 'n kort tydjie. Want God sien, God slaap nie, en God sal jou deurtrek. En ek weet, dit is 'n bietjie ekstreem om te sê,
But even although if you have to go through it en die maat het, en as jy gemartel moet word vir hom, laat dit ook so wees, want weet dat een ding, kind van God, jy sterf vir 'n rede. Maar ek wil vir jou sê, maak nie saak hoe seer mense jou maak nie, maak nie saak wat mense aan jou doen nie, hoor my kind van God, hy is die een. Ek kan vir my maar die mooiste woorde sê, om haar te probeer beter laat voel as sy seer het, maar daar is niemand wat kan heel maak soos Jesus Christus. Daar is niemand wat die seer kan wegvat soos hy nie. But you need to be willing to get out of the sideline and get into the water. Raak betrokke. Begin doen wat jy nodig het om te doen. Want jy sê, die Here vra dat ons hom sal dien met 'n vurige hart. Romeine 12:11 sê, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. En ek los jou met dit, ek gaan nie eens verder aangaan nie. Wanneer God beweeg, we need to jump in. We need to get loose. We need to stay close. Want wanneer die vuur van God val, bring dit verandering mee. En ek gaan nie eens vanoggend 'n uitnodiging maak en vir jou kom bid vir invulling en vir hervulling en al die goed nie. Ek wil volgens vir jou sê, as jy van God 'n invulling wil hê, focus on Him, call upon Him, and He will answer with fire. Yes.